Goeienaand almal. Julle is almal baie welkom hierso en good evening to you. I hope you enjoy the service. Advent, dit is die tyd waarin ons nou is. In winkels en in winkelvensters en as mens deur die mall stap en oral waar jy gaan, sien jy kersversierings. En jy sien geskenke en dit is 'n versoeking vir kinders en selfs vir groot kinders. Maar wat is die verwagting van Kersfees? Die Advent beteken, dit is 4 dae, 4 Sondae wat ons gaan 'n kers aansteek tot die laaste, die 5de kers word op Kersdag in die oggenddiens aangesteek. Die eerste kers simboliseer hoop en dit is waaroor ons tema vanaand gaan, hoop. En ek sal dit later in die diens, sal ek dit aansteek wanneer ons by die hoop en die Advent kom. Geniet dit vanaand en volg maar nie die bord. Daar sal staan wat julle moet doen en hoe julle moet maak. En wanneer julle sing en wanneer ons, dis 'n heel tyd sing lied. Our newborn king to see, our finest gifts we'll bring, to lay before the king, so to
Goeienaand aan almal. Baie welkom en dankie vir een en almal wat vanaand hier is om saam met ons die Kersmoment te vier. Jy sal agterkom ons probeer vanaand om op 'n baie spesiale manier vir mekaar te sê wat Kersfees vir ons beteken en dat ons juis ook vanaand met hierdie temas wat ons hier uit het, wat ons hier uit beeld, wil sê dat ons hoop het om aan vas te hou, omdat die Here Jesus vir ons hoop kom gee. Nou, ek wil net graag, voordat ek nou gaan open, wil ek daarom net die paar mense wat nou meer spesifiek moeite gedoen het om vir ons die Kersdiens in te rig. Ek wil vir julle almal, vir Pieter en Helene baie dankie sê. Ek wil vir Daleen Oret baie dankie sê. Daleen het vir ons al hierdie pragtige blomme rangskikkings gemaak. U sal opmerk, moet ek hom nader hou? U sal opmerk, hier is fyn detail. Annelie het nou met haar hand hier getouch in al hierdie dekorasies. Hier stok 'n klip altaar hier gepak. Baie dankie vir Daleen en vir Annelie, vir De Waal en sy gesin, De Waal en Amanda en Hermoine en Dian wat vanaand ook vir my help daar agter terwyl pa hier voor help sing, en ook vir Lisel wat saam sing en vir ons kom help, en dan ook die laaste man en die minste vir Jolanda, my vroukie. Sy het 'n kom pragtige kerse onder andere gemaak. Sy het ook die tema van die Kerssangdiens het die Here vir haar gegee en sy het dit met ons begin deel. En dit is vanaand die resultaat daarvan. Julle moet onthou aan die einde van die diens, as ons uitstap, dat elkeen vir hom 'n kersie vat. Ek sal nie einde van die diens, wanneer ek die seën uitspreek, dan sal ek weer vir almal herinner om vir jou elkeen 'n kers te vat. Daar's 'n teks ook geheg aan die kersies. Baie dankie, ek hoop almal het hulle flitsse saamgebring. Die lig skyn nog lekker, maar ons gaan later die flitsse aanskakel. Goed, kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Ek wil vir u vra, ons volg maar die PowerPoint soos hy vir ons wys. Daar's sulke momente waar die gemeente gaan saam sing. Daar's momente wat ons gaan staan en wat ons weer gaan sit. Ons volg maar net mooi wat op die bord gebeur. Baie dankie. Kom ons raak almal net rustig stil en ons roep die Here aan. Hemelse Vader, ons is vanaand hier byeen omdat U reeds voor die skepping vir U seun Jesus die opdrag gegee het om tot ons redding te kom. En ons is dankbaar dat ons vanaand U geboorte kan gedenk, Here, maar ook U kruisdood en U opstanding, en dat ons weet ons hoop is in U geanker. Seën hierdie diens en mag alles wat hier gebeur tot U eer wees. Amen. Ons raak opgewonde oor die feestyd wat voorlê, terwyl ons weet ons het reeds die grootste, beste geskenk gekry. Jesus Christus, Immanuel, God met ons, wat ons kom leer het wat ware liefde is. Jesus bring vir elkeen van ons hoop. Wat sy geskenk bring ek en jy vir hom. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Syrië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie.
sy dood het hy vir ons die nagmaal gegee om hom te herdenk, ons hoop. Sy dood het vir ons verlossing en hoop gebring. Hy is vir ons geoffer. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeet genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander aan sy linkerkant. Toe sê Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur dit te loot. Die volk het daar gestaan en gekyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê: Ander het hy gered. Laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê: As jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom: Dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê: Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê Jesus: Dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom: Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die Parys wees. En Jesus sterwe. Dit was omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land. En dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het mildeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas.
dans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons aan hande vou en swyg? Man, daar was 'n ou kruis. Ja, redder aan 'n ou kruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n ou kruis. En daarom sal ek sing. Wie sal my kan stilmaak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete in dans wil los, wil breek. Want daar was 'n ou kruis. Ja, redder aan 'n ou kruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n ou kruis.
begryp nie wat sy naam belei. Kom ons droog om nou saam huis die Hy betaal met sy bloed ons is vry in Jesus naam. Hy die dood vir ons oorwin uit 'n naam, hoe elke naam. Daar is krag, wonderkrag, net in Jesus. Kom ons prys, kom ons sang, kom ons besing Jesus se naam. Daar is krag, wonderkrag, net in Hom. Ons was dood in ons stryd teen die sonde, maar hy kom en betaal het vir jou en vir my. Oh, ek glo, ja, ek met Jesus lewe. As oorwinnaar het hy die dood opgestaan. Hy regeer, elke tong sal bely, Jesus leef, elke knie sal moet buig, ja hy leef, ja hy leef. Ek sal vir Dawid 'n spruit van geregtigheid laat uitspruit, en hy sal reg en geregtigheid doen in die land. Die Here ons geregtigheid. Wie sou kon dink dat eeuwe terug, soos die profete sê, in Bethlehem 'n kind sou kom, wat in 'n krib sou lê. En wie sou kon dink dat hierdie kind, Maria en Josef se seun, die sonde van hierdie wêreld op onsself sou neem. En wie sou kon glo dat hierdie kind, wat lag en speel en sing, vir al sy maatjies in die buurt en vir ons die lig sou bring. En wie sou kon droom dat hierdie kind die wonder laat gebeur, dat dooies opstaan en doofes oor en sondaars wil bekeer. En wie sou kon raai dat hierdie kind vir wêreldse pyn en nood as verlosser aan 'n kruis sou sterf en opstaan uit die dood. En ek weet het gewis, dat hierdie kind die redder is. En ek glo het gewis, dat hierdie kind ons hoop en reden is.
Soos die jare kom en gaan, sedert daardie dag, soek die mensheid steeds na lig, nog nooit was dit so nag. Volke, vecht en volke, een broer teen 'n ander, wit en zwart en wit, dit het nog nooit verander. En soveel mense wêreldwyd leef steeds in hongersnood, en atoombom en vigs en aborsies maak miljoene mense dood. En die dwaasheid van die mensheid word die wysheid van die uur, en strome vuil besoedeling vernietig die natuur. Maar te midde van al hierdie chaos, wat ons glad nie meer kan keer, weet my hart verseker, hierdie kind kom weer. En ek weet het gewis, dat hier die kind die redder is. En ek glo het gewis, dat hier die kind ons hoop en redding is. Wie sou kon dink dat hierdie kind weer eendag terug sal keer, om as regter te kom oordeel en as koning te regeer. Verstaan jy nou, hoe kan jy sien wie hierdie kindjie is, dat hy die regter die ene sou vir hierdie wêreld is.
wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Van sy geboorte tot met sy opstanding het hy vir ons die hoop gebring, omdat hy op ons aarde gebore is, as mens, gesterf het om ons sondes te was van ons elkeen, en opgestaan het, sodat ons die lewende hoop kan hê, vir ewigheid saam met hom. Wat is my en jou geskenk aan hom? Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van die sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle en dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daarvoor oorblik, sien hy net die doeke. Vol verwonder oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Geliefdes, ek gaan die seën nou uitspreek. En dan wil ek vir u vra, sodra ek die seën klaar uitgespreek het, ons gaan staan as gemeente en ons gaan ons flitse aanskakel en dan sing ons 'n pragtige slotlied saam. En dan as u uitbeweeg by die deure, is daar bordjies waar u donasies kan gee as u wil. En onthou om elkeen vir jou 'n kers te vat by die deur. Baie dankie vir almal wat vanaand hier was, wat dit saam met ons kom deur het. En ek bid vir u almal hierdie week en hierdie Kersseisoen, die Here se rykste seën toe. Ontvang die seën van die Here en gaan vanaand uit in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die seënryke en kragtige werk van die Heilige Gees bly met een en elkeen van ons. Amen.
Lamb.